Vandag se boodskap is spesiaal vir die kroonkinders, omdat julle vir ons net so 'n belangrike deel is van Jesus se kerk as die groot mense, en ook omdat julle weet, julle is mos maar in elk geval my gunstelinge. Vandag wil ek bietjie met julle praat oor planne, en wat doen ek as my planne glad nie uitwerk nie? Nou ons as mense hou mos maar baie van planne. Ons maak planne vir elke dag, en planne vir ons week, en planne vir ons naweek, en vir ons vakansie, want dit laat ons so bietjie in beheer voel. In ons huis maak ons ook baie planne, en ek het sommer vandag vir julle ons kalender saamgebring, om vir julle te wys hoe lyk ons plankalender by die huis. Hierbo is elkeen se name, en so skryf ons almal se aktiwiteite in, wat ons dan nou vir die week en vir die maand beplan. Maar skielik gebeur daar 'n ding soos die coronavirus, waarvan julle seker al verskriklik baie by mamma en pappa gehoor het. En skielik is daar 'n klomp planne wat ons gemaak het, ek en jy, wat net glad nie meer uitwerk nie. Miskien sou jy op 'n rugby of 'n netbaltoer gegaan het en nou is dit gekanselleer. Miskien sou jy by ouma en oupa by die see gaan kuier het, of jy dalk 'n groot verjaarsdagpartytjie wat jy sou hou en waarna jy baie uitgesien het. Wat maak ons wanneer ons planne glad nie uitwerk nie? In Spreuke 16 vers 9 lees ons die volgende: 'n mens beplan sy pad, maar God bepaal hoe hy loop. En dit is iets wat ons nou baie duidelik in die wêreld gesien gebeur het. Maar dis nie lekker vir ons as mense, wanneer ons planne maak wat nie uitwerk nie. Dis nie vir ons lekker as daar dinge in die lewe gebeur, dinge wat baie keer moeilik en swaar is, en niks wat ons gedink het, so gaan uitwerk, werk langer so uit nie. Ons is moedeloos baie keer daaroor, of ons is vies, of ons is teleurgesteld, of selfs dalk bang, omdat niks meer is soos ons gedink het dit gaan wees nie. In die Bybel leer ons van 'n klomp karakters, wat ek dink dalk 'n bietjie gevoel het, soos ek en jy nou voel, met die virus, wat maak dat ons by ons huise moet bly. In die Bybel lees ons van 'n man met die naam Abraham, waarvan julle al baie stories by die kinderkerk gehoor het. Nou Abraham was al 'n ou man, toe die Here vir hom die volgende sê, in Genesis 12. Ons lees daar, die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense af, en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Nou ek dink nie, om weg te trek uit sy land uit, na 'n plek wat hy nog nooit gesien het nie, waar mense 'n taal praat wat hy waarskynlik nog nooit gehoor het nie, was deel van Abraham se planne op sy ou dag nie. Maar die Here het hom geroep, en hy het na 'n plek toe gegaan wat vir hom onbekend was. In hierdie plek het hy moeilike dinge beleef. Sy broerskind Lot en hy se paaie het geskei, en hy het nog 'n stuk familie verloor. Die Here het vir hom gevra om sy seun Isak te offer, maar die Here het ook die uitkoms gegee. En saam met moeilike dinge het Abraham ook wonderwerke beleef, waar die Here 'n ram in die plek van Isak gegee het. Abraham het die Here se goedheid beleef, en in alles, in die moeilike en in die goeie tye, was die Here daar vir Abraham. En uiteindelik weet ons ook, is Jesus uit Abraham se nageslag gebore. Ons lees verder in Genesis 37 van nog 'n man met die naam van Josef. Nou julle ken vir Josef, Josef met sy bont en pragtige kleed. Nou Josef was 'n ryk manskind. Hy was eintlik in vandag se taal, dink ek, so bietjie van 'n brat. Hy was sy pa se wit broodjie. Almal het dit geweet, en sy pa was ook 'n ryk man. So ek dink Josef se planne vir sy lewe was waarskynlik, jong, hy gaan hom enige lekker lewe hê. Nie net het sy pa genoeg besittings nie, maar hy is nog boonop die wit broodjie van die huis. En nooit in Josef se wildste drome het hy gedink dat hy deur sy eie broers in 'n put gegooi sal word nie. As 'n slaaf in 'n onbekende land verkoop sal word nie. Aangekla word van 'n misdaad wat hy glad nie eers gepleeg het nie. In die tronk sit. Ek dink hierdie was moeilike en swaar tye wat definitief nie deel was van Josef se planne vir sy lewe nie.
Maar Josef sou ook nooit kon dink dat die Here vir hom die gawe sou gee om drome uit te lê. En dat sy drome, wat hy kon uitlê, uiteindelik 'n hele land van hongersnood gered het nie. En ook uit Josef se nageslag is Jesus, die verlosser van die wêreld, gebore. In die Nuwe Testament is daar baie ander karakters soos Petrus en Andreas, wie se planne waarskynlik maar net was om goeie vissermanne te word, wat goed vir hulle gesinne kan sorg. En toe roep Jesus hulle om vissers van mense te word. Dit was 'n wonderlike avontuur wat vir hulle voorgelê het, maar ook 'n baie moeilike tyd. Ons weet dat Petrus en Andreas baie moes opoffer en uiteindelik ook hulle lewens moes neerlê vir die goeie boodskap van Jesus. So kan ons van soveel Bybelkarakters lees, wie se planne ook nie uitgewerk het soos hulle gedink het dit gaan uitwerk nie. Nou terwyl ek en jy in hierdie ding sit, terwyl ons by ons huise moet bly en dalk 'n klomp goed moet afstel waarna ons uitgesien het, en waar jy dalk onseker voel oor wanneer gaan die skool eendag weer begin en wanneer gaan ek weer kan netbal oefen en wanneer gaan ek weer kan rugby of cricket oefen. En jy voel moedeloos of bang of onseker, wil ek vir jou sê, gaan met al daai gevoelens na Jesus toe. Want Jesus is God se plan vir hierdie wêreld. Die grootste en belangrikste plan is dat ek en jy in 'n verhouding met Jesus sal lewe. Dat ons hom sal ken, dat ons naby aan hom sal leef en dat ons sy liefde en sy guns in ons lewens sal ervaar en dat ons daardie liefde wat Jesus vir my en jou het, vir ander mense kan wys en vir ander mense van kan vertel. En ek wil vir julle hierdie mooi vers lees. En ek wil sommer hê julle as gesinne moet hierdie vers gaan leer by die huis. Dis 'n wonderlike vers om te leer en in jou hart te bære. En hierdie vers kom uit Romeine 8 vers 38. Geen dood of lewe, geen engele of bose magte, nie iets wat vandag of môre kan gebeur, of die hoogste berg, of die diepste see, of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van Jesus skei nie. Geen coronavirus, geen isolasie, geen moedeloosheid, niks wat vandag of môre in hierdie wêreld kan gebeur, kan my en jou van die liefde van Jesus skei nie. Hou vas aan Jesus se liefde vir jou. Maak dit 'n lekker tyd, terwyl jy en mamma en pappa daar by die huis is. Help vir mamma en pappa in die huis, speel bietjie daai bordspeletjie waarby jy nooit uitkom nie. En spandeer gereeld tyd saam met Jesus, want hy sal almal van ons deur hierdie tyd in Suid-Afrika se geskiedenis dra. Ek wil sommer vir die ouers ook sê dat ons het 'n Bybelstudie geskryf spesiaal vir gesinne. Die Bybelstudie se naam is God se storie. Dit is gratis beskikbaar en dit is 'n lekker stuk gereedskap wat jy kan gebruik om sommer saam in hierdie tyd bietjie deur die woord te werk. Daar is leesgedeeltes, daar's geselsgedeeltes en daar's toepassinggedeeltes wat sommer die woord vir die kinders in hulle lewens prakties kan maak. Aan die einde van hierdie video sal daar 'n link onderaan verskyn om vir julle te wys waar julle God se storie kan kry. Seën vir almal.